Ons is so dankbaar, voor ek begin, want ek so opgewonde is dat 2 van ons manne het vir ons donderdag spesiaal 'n paar noodligte ingesit, sodat dit nie so donker is as ons krag af is. Ons is dankbaar daarvoor, en so gaan ons vorentoe beweeg as gemeente. Maar baie welkom, ek sien ons het 'n klompie besoekers hier vanoggend, of vakansiegangers, of mense wat kom kuier. Ja, baie welkom by ons vanoggend. En dit is ons hart vanoggend, dat jy die Here sal ervaar, en dat die Here met jou sal praat. Ek sê baie keer vir die jong volwassenes, wanneer ons by mekaar kom, jy het nie nodig om vir my die preek oor te vertel nie. Jy het nie nodig om vir my presies te sê waaroor dit gegaan het nie. Sê vir my, waar het die Here jou ontmoet? En wat het jy vanoggend nodig? En wat het hy vir jou gegee? Want dis waarom ons hier so is. So ja, kom ons begin. Ons almal het besige lewens, verseker. Besig met werk, besig om kinders groot te maak, besig om miskien aan te bou by jou huis, besig met huiswerk, besig om 'n nuwe kunswerk te voltooi. Dalk is jy besig om jou kinders se erfgeld uit te skuur op vakansie. Daar lag die ouer garde, maar dis lekker, dis jou seisoen, maar jy's besig. Dalk is jy besig met 'n nuwe verhandeling of iets by die werk. Besig. Dis al wat ons die hele tyd doen. En dan is daar nog 'n ding wat ons doen, ons hou ons die mense om ons dop. Ons sien hoe besig is hierdie persoon, en dan sien ons maar, joh, hy's altyd besig. En as ons mekaar dop hou, dan begin ons ook 'n ander ding doen. Ons sien maar, hierdie persoon is baie suksesvol. En dan wonder ons, hoekom is hy so suksesvol? En dit is mooi om suksesvolle mense te sien. En dan is daar ander mense wat net kan sukkel. Mense wat net kan hard werk, maar hulle is besig, al die pad. Ek is partykeer verwonderd, hoe dat sekere mense dit reg kry, om met min moeite dinge te laat werk. Jy kry mos sulke mense, alles waarna hulle vat, verander in goud. Letterlik, hulle sal 'n besigheid begin en hy werk. Hulle sal 'n plantjie plant en hy groei, is nie ek daai nie. As ek 'n ding plant, vrek hy. Maar jy kry sulke mense, die Here is net saam met hulle, en dit is vir my wonderlik. En ek is nie jaloers nie, dit is vir my mooi. En ons sien mense met groot sukses, en dit is wonderlik om dit te sien. Maar in hierdie besig wees, en in hierdie dinge wat ons doen, kom ons op 'n plek, waar ons vergeet, maar die Here is eintlik besig, saam met jou. Die Here is besig met jou, en hy's agter die skerms, en dis ons tema vanoggend. En hy stap saam met jou deur jou lewe. En die beste voorbeeld daarmee is, en ek weet nie hoe gaan jy dit regkry om te sien vanoggend nie, maar as jy jou selfoon gebruik, kom ons maak almal saam oop. In Daniël 1, en vanoggend gaan ek dit bietjie anders doen. Jy gaan saam met my deur Daniël 1 stap, en ek gaan 'n paar dinge met jou deel, wat met Daniël gebeur het, en hoe die Here saam met Daniël agter die skerms gewerk het. En wat presies in sy lewe gebeur het. So dis Daniël, Ou Testament, hoofstuk 1 vanaf vers 1. Nou ek is seker, terwyl jy nou besig is om te blaai, ek is seker, daar's een storie waarvan ons almal weet, Daniël in die leeukuil. Wonderlik. En ons hou van daai storie as kinders, en dis mooi, en dis 'n goeie storie, maar daar's meer. En daarom wil ek by hoofstuk 1 vandag begin, en ek dink dis moontlik dat ons dalk 'n paar hoofstukke gaan deurwerk in die volgende paar weke. Maar ons gaan 'n bietjie kyk waar dinge begin het. En ons fokus vanoggend is sy ballingskap. Ballingskap is wanneer jy iemand in daardie tyd gevang het en ontvoer het. Weggeneem het van die plek waar hulle is. Maar daar's 'n verskil. Ons verstaan dit nou nog nie in ons moderne konteks nie. Dis nie dieselfde as iemand wat vlug uit 'n land uit nie. As jy in ballingskap is, word jy letterlik gevang, geskuif na 'n ander plek toe teen jou wil. En jy wil nie daar wees nie. En dis nie lekker nie. Dis glad nie lekker vir jou nie. Maar geestelik besef ons dit nie. Ons is op hierdie stadium in ons geloof, in ons godsdiens in ballingskap.
Want daar was 'n tyd in ons kultuur wat kerk toe gaan deel was van wat ons gedoen het. Daar was 'n tyd in ons kultuur, nie lank terug nie, waar om uit die woord uit te lees by die skole, en baie skole te bid, en tyd te open te sekere dinge te gedoen het gewerk. Daar was 'n tyd wat Bybelse waardes die belangrikste was. Dis waar volgens dinge gebeur het. Ons is letterlik ballinge in ons eie land, as dit kom by ons godsdienst. Ons word nog nie vervolg nie, en daarom is die Here saam met ons, en daaroor is ek baie dankbaar. Maar ons is op 'n moeilike plek, want die wêreld met al sy sosiale media vertel vir ons goeters, en dit wat reg is nie meer reg nie. Wat nou verkeerd is, word nou as reg gesien. En skielik is jy 'n balling. En skielik is ons 'n kleiner groepie wat sê maar ons staan by die waardes van die Bybel, en ons het dit self ervaar in ons eie groep, in ons eie gemeente waar ons 'n besluit geneem het om te skuif. Maar as daar nie vreemde goeters in die vorige denominasie inbeweeg het nie, het ons nie geskuif nie. Ons was letterlik geboelie. Ons is van 'n plek uit van sekuriteit, Godvreesendheid, saam met die Here, 'n goeie struktuur, kerk, skoolstruktuur, letterlik uitgeskuif. En ons is die minderheid. Ongemaklik. Daar ervaar ons eintlik as kinders van God 'n tipe van 'n ballingskap. En ek probeer om vir jou te sê, maar God is agter die skerms besig. So ek wil graag hê ons moet begin by Daniël 1, hoofstuk 1 vanaf vers 1. Kom ons begin by die eerste, en ons gaan hom versie vir versie vat. Miskien gaan jy vir my sê, maar eintlik is vanoggend Bybelstudie. Maar nou hoop ek jy leer iets vanoggend, en jy leer iets van die boek Daniël hoofstuk 1. So kom ons begin, Daniël hoofstuk 1 vanaf vers 1. In die 3de jaar van die regering van Jojakim, die koning van Juda, het Nebukadneser, die koning van Babylonië, na Jerusalem gekom en dit beleer. Nou wanneer en waar? Dis 605 jaar voordat Jesus gebore is. So dit gee 'n bietjie van 'n tydlyn wanneer dit gebeur het. Ek dink as jy reg onthou, Jesaja was so 700 en iets jaar. So hier pas hy in hierdie prentjie, en dis wanneer Daniël daar is. En koning Nebukadneser is die koning van die magtige Babylonië. Vir hom is dit nie moeilik nie. Maar nou is dit baie interessant. Jy gaan 'n bietjie geskiedenis lees. Koning Nebukadneser het nou hier na Judea gekom in Jerusalem, en hy het hierdie mense nou as ballinge gevat. Ons gaan nou mooi kyk daarna. Maar nou wat baie interessant is, dis nogal 'n verre end. Dis so 1500 kilometer as jy nou die roetes vat wat jy moet gaan. En dit vat jou 3 maande. Maar intussen het koning Nebukadneser 'n probleem. Sy pa is oorlede. Dis nou 'n geskiedkundige gedeelte. En hy besef hy moet vinnig teruggaan, want sy broer is daar en hy moet die troon kry, moet koning word. Nou Nebukadneser het met al die mense wat hy nou gevangene geneem het, dit reg gekry om daai distansie te beweeg. Nou jy weet, dis te voet. Hulle het nou nie in 'n bus geklim of in 'n trein nie. Dis te voet, het mense geloop met diere en wat ook al. Sommige binne in 2 weke is hy terug huis toe. Dit moes vinnig gewees het. Maar goed, kom ons kyk 'n bietjie wat daar gebeur, want koning Nebukadneser, en dis baie belangrik dat jy weet waarom sy naam beteken iets baie belangriks. Nebukadneser se naam is gekoppel aan die afgod Nebo. Dis hulle god. En die god se naam beteken beskerm die kroonprins. So Nebukadneser en sy afgod is een met mekaar. Dis wie en wat hy is. Dis sy identiteit. En dit is waarmee hy besig is. Hy's besig, hy beleer Jerusalem en hy vang 'n klomp mense, en kom ons hoor wat gebeur in vers 2. Die Here het Jojakim, die koning van Juda, en ook 'n deel van die voorwerpe in die huis van God in sy hand gegee. Hy het dit na die land Sinar, na die tempel van sy gode geneem. Die voorwerpe het hy na die skatkamer van sy gode geneem. Nou dis ook nog 'n ding om vir hulle te wys, ek is koning. Ek vat jou God se goed wat in jou God se tempel is. Ek haal dit uit, die ware wat jy gebruik het, waarvoor jy baie waarde het, en ek gaan sit dit nou in my plek om vir jou te wys, ek Nebukadneser met my afgod is in beheer.
Maar nou is dit interessant, die begin van hierdie vers sê, die Here het toegelaat dat dit gebeur. Iets baie snaaks. Die Here is betrokke. Die Here is betrokke en iets slegs gebeur. Dit is nie lekker nie. Ek bedoel, hoekom sal dit nou gebeur? Hoekom sal die Here dit doen? Want hy dit beloof. Jy kan maar gaan kyk, Jeremia 20 vers 4, Jeremia 21 vers 7, 2 Kronieke 36 vers 17, sê hy vir hulle, draai terug na my toe. Sy profete gaan praat met die volk en sê, as julle nie terugdraai nie, gaan daar 'n tyd kom wat ek julle gaan verwyder. Gaan ek julle op julle plek sit, in ons moderne konteks, gaan ek sorg dat julle nie meer 'n volk is nie. En die tyd het aangebreek in die tyd van Daniël. God het beloof hy gaan dit doen, en toe doen hy dit. Want dit is waaroor dit gaan, want die volk wou nie terugdraai nie, en hulle het soveel geleenthede gehad. Dis duidelik, hierdie was nie 'n politieke ding wat gebeur het nie. Dis toe nie die politiekiteit en Nebukadneser wat so oulik is nie. God het besluit, dit sal nou so gebeur. En hulle moet dit vat, agter die skermste. Kom ons gaan verder na vers 3 toe. Die koning het Aspenas, die owerste, jy gaan sien verskillende vertalings het 'n verskillende woord vir dit, maar dit beteken die owerste wat oor hulle toesig gehou het, toe aangesê om uit Israel, uit die koninklike familie en die vernaames, jong seuns te bring, aan wie daar nie enige liggaamsgebrek is nie, wat 'n goeie voorkoms het, wat insig in die soorte wysheid het, wat oor kennis en goeie oordeelsvermoë beskik, en wat in staat is om in die paleis van die koning te dien, en in die skrif en die taal van die Galdeërs onderrig te word. Hier is 'n paar eienskappe. Die koning sê, ek wil 'n klomp ouens saam terugvat, hulle gaan in my paleis werk, ek wil hulle daar hê. Kom ons kyk, hulle moet 'n paar eienskappe hê. Hulle moet van koninklike families wees, hulle moet vernaam wees, nie gewone mense nie. Hulle moet insig en wysheid hê, hulle moet kennis en oordeelsvermoë hê. Hulle moes in die paleis kan werk, en hulle moes 'n nuwe taal en 'n nuwe skrif aanleer van die Galdeërs. Nou, Nebukadneser, hulle wat die Babiloniërs was, sit waarsêers en towenaars en die hele spulletjie wat hy nou altyd gebruik het vir sy drome, as jy in die toekoms lees, is die Galdeërs. So dit was hulle werk. So Daniël, hulle en al die jong manne is gevang en hulle gaan nou iets niets moet doen. Dis nou wat met hulle gaan gebeur. Hulle is vlugtelinge, hulle is nie vlugtelinge nie, hulle kan nie kies nie. Hulle is ballinge. Dis wat moet gebeur. So hulle is gekies spesiaal vir die koning. Ons gaan verder. Vir hulle het die koning volgens die vereistes van elke dag van die koning se kos van die wyn wat hy gedrink het voorgeskryf, sodat hulle vir 3 jaar lank opgevoed kon word om aan die einde daarvan in diens van die koning te staan. So wat het hulle gekry? Hulle gaan toe nou na hierdie land toe, hulle gaan nou hierso bly, hulle gaan nou iets nuuts leer, en hulle elkeen kry 'n etekaartjie vir die koning se kafeteria. Nou moet jy jouself indink, gewone mense het brood geëet, en hulle het swaar gekry. Nou gaan jy in die koning se kafeteria eet. Jy gaan nou ordentlike kos eet. Nou, julle almal weet 'n tienerseun, nou om jou idee te gee, die ouderdom van Daniël, hulle sulke jong seuns, was tussen 13 en 17. Nou 'n 13 tot 17-jarige tienerseun, hulle kan eet. Nou kan jy jouself indink, as jy sulke tafels vol kos vir 'n tienerseun moet gee. Hy gaan vat, hy gaan eet, want dis wat hulle doen. Ek weet, tienerseuns kan 'n bord gekookte kos eet, en na die tyd opstaan en dan nog 'n paar snye brood eet, is ek reg. Die wat seuns het, ek sien die koppe skud. Die wat dogters het, het nie 'n idee waarvan ek praat nie. Maar dis hoe 'n tienerseun is. En hulle kry al hierdie kos, en dis wat hulle nou gaan hê. Dis 'n wonderlike lewe. Ek wil hê ons moet verder gaan na vers 6 toe. Onder hulle was daar van die Judeërs Daniël, Hanania, Masiel en Asaria. Maar die toesighouer oor die paleisamptenare het hulle name verander. Daniël het Beltsassar geword. Hanania het Sadrag geword.
Misael het hy Mesach en Asiria het hy Abednego genoem. Nou wil ek jou iets leer. Ek gaan my bes probeer om dit vir jou te verduidelik. As jy in die Afrikaanse Bybel lees, gaan jy sien op 4 keer in hierdie gedeelte staan die woord paleisamptenaar of paleispersoon, noem hom wat jy wil. As jy in die Engelse Bybel gaan lees of in die oorspronklike taal, dan gaan jy die woord Enoch kry. Dan gaan jy in 'n paar plekke sien, daar word van 'n Enoch in die Nuwe Testament ook gepraat. Daar's net 'n manier om dit vir jou te verduidelik. Dis iemand wat ontman is. Dis wat dit is. Hy's nie meer 'n man nie. Dis aan hom gedoen. Hoe dit gedoen is, weet ek nie, maar hy's nie 'n man nie. En wat beteken dit om op daai ouderdom so iets oor te kom? Dis wat 'n paleisamptenaar is. Jong seuns van 13 tot 17 is so vir die koning spesiaal aangebied, gereed gemaak. En hou dit vas, ons gaan nou 'n bietjie kyk oor die hele saak, wat dit beteken. Ek wil bietjie na hulle name toe gaan. Hier's nou 'n klomp inligting, jy moet nou vanoggend vasbyt. Daniel se naam beteken, God is my regter. Beltsasar beteken, mag Bel die koning beskerm. Daniel, hulle se name het iets beteken van hulle God in Jerusalem. Hulle is in 'n vreemde land. Dan moet jy mooi begin dink. In die eerste plek wat hulle oorgekom het is, hy gaan nie 'n nageslag hê nie. Nooit nie. In sy hele lewe nie. Sy naam word verander. Hanania, die Here is genadig. Sy naam word verander na Sadrag op die bevel van Aki. As jy gaan verder kyk, is dit nog erger, want sy naam wat oorgegaan het, gaan en praat van 'n afgod van letterlik oorspel. Alles wat verkeerd is. En so is elkeen se naam uiteindelik verander. Ek gaan nie verder met hulle nie. Ek dink nou mooi. 4 seuns, deel van die groep, is weggevoer. Weg van die plek waar hulle God aanbid het. Weg van die plek waar hulle alles geken het. Hulle geslag is weggeneem van hulle. Met ander woorde, hulle sal nooit 'n nageslag hê nie. Die betekenis van hulle name het iets van hulle God gesê, dis ook weggeneem van hulle. Ek dink nie ons het 'n idee waardeur het Daniel hulle gegaan nie. Ons lees net van Daniel in die leeukuil of Daniel met die drome, maar dis die plek wat Daniel op was. Hulle het hulle identiteit verloor, totaal. Mense, dink jouself in, as jy tussen 13 en 17 jaar oud was, toe jy daar was, en as jy nou daar is, jy's 'n kind. Jy's 'n kind, jy's 'n tiener. Dis wat jou oorkom, dis wat hulle met jou doen. En wat is dan die maklikste ding? Ek bedoel, jy's nou oor na 'n ander land toe, jy kry tafels vol kos, en verander jou naam, jou hele identiteit. So wat is die maklikste ding om te doen? Jy weet in jou lewe nie of jy gaan teruggaan nie. Kom ek gee oor. Kom ek besluit liewer en ek neem deel in hierdie ding en ek sukkel nie en ek word 'n Babiloniër. Dis die maklike keuse. Want dis die plek waar hulle gesit het. Vergeet van jou God en skuif. Maar wat doen Daniel? Kom ons kyk na vers 8. Vers 8 sê, Daniel was egter vas van voorneme, dat hy homself nie sou besoedel het met die koning se kos en wyn, wat die koning gedrink het nie. Hy het toe die toesighouer oor die paleisamptenare vergunning gevra, dat hy homself nie hoef te besoedel nie. Dis baie vreemd. Wat is nou die probleem met die kos? En dan begin mense hierdie gesprekke hê, is groente dan nou beter as wat dit nou vleis is? En dan ons hierdie verskriklike gesprek en ons probeer dit uitpleis met mekaar. Nou jy moet nou dink, 'n heidense koning gee vir jou hierdie tafel met kos. Daar's enige ding op. En hierdie tafel met kos word voorberei op enige manier. Dit maak nie saak nie, want dit is heeltyd gewoonlik in hulle afgodsoffers. Levitikus 11 vers 7 sê, daar's 'n verbod op die eet van varkvleis. Ek kan jou 'n brief gee, hierdie afgod
koning het nie 'n saak daarmee nie. Levitikus 17 vers 10 sê, dat jy nie mag bloed eet nie. As jy verder in Levitikus kyk, word daar selfs gesê, dat 'n dier nie in sy moeder se melk gekook kan word nie. So, daar was vreemde maniere hoe kos gaar gemaak is, deur die heidene. En Jesaja 63 vers 5 sê dat varkvleis was altyd gekoppel aan afgoderry en daarom mag hulle dit nie geëet het nie. As Daniël by hierdie tafel gaan sit het, het hy die kos geëet wat nie sy God verteenwoordig nie. Dis wat hy sou gedoen het. En hy moet 'n keuse maak daaroor. Want dit sou hom besoedel het as Israeliet. Want dit praat teen sy geloof. Ek weet dinge het verander vandag in ons moderne tyd en ons is 'n Nuwe Testamentiese kerk en dis reg so. Maar in daardie tyd was dit baie belangrik as jy God gedien het. En Daniël maak 'n besluit. Jy kan my uit my land uitvat. Jy kan my naam verander. Jy kan my nageslag wegvat van my. Maar nie my verhouding met God nie. Daar sit ek my voet neer. Ek sal hou by daardie gedeelte van my aanbidding. Dink bietjie aan jouself. As jy jou identiteit moet verloor, sal dit nie makliker wees om saam te speel nie. En dis waarom ons baie keer in ballingskap is. Die wêreld sit soveel druk op ons, dat sekere dinge nou maar reg is. Want is nou maar aanvaarbaar, want daar word druk op ons die hele tyd gesit. En die wêreld is besig om ons identiteit te verander. Reg en geregtigheid bestaan nie. Christelike beginsels bestaan nie. Christelike vakansie daar bestaan nie. Ons is letterlik in 'n ballingskap. Soos wat Daniël sekere goed ontneem is daar goed wat van ons ontneem word. Die vraag is ek en jy dapper genoeg om te kies? Is ons dapper genoeg om te sê, maar ons wil dit bietjie anders doen? Kom ons gaan verder, ons is nou by vers 9. Hoor bietjie wat staan in vers 9, want Daniël het 'n besluit geneem. God het gesorg dat daar by die toesighouers oor die paleisamptenare 'n goeie gesindheid en ontferming was teenoor Daniël. God tree in. Al die goeie speel af, al die slegte dinge speel af met Daniël, maar die Here kom van agter die skerms en hy doen iets en hy beskerm vir Daniël. Hy gee wat hy nodig het om te kan voortgaan en natuurlik aan die lewe te bly. Daai tyd was baie wreed. Koning Nebukadneser, as jy gaan lees oor hom, as hy hom vererg het vir iemand, het hy vir hom in stukke opgekap en allerlei wrede goeders gedoen. Sommige om enige rede. So jy kan jouself indink, as een van hierdie jong seuns nie mooi pas in sy struktuur nie, maak jy hom dood. So die mense het baie, jy gaan sien as jy verder in Daniël lees, hoe moeilik was dit. Ek wil verder gaan na vers 10 toe, hoor 'n bietjie wat staan daar in vers 10. Die toesighouer oor die paleisamptenare, of nog as jy in ander vertalings lees, het egter vir Daniël gesê, ek is bang vir die Here, die koning wat vir julle kos en drank voorgeskryf het. Waarom moet hy sien dat julle gesigte maarder is as die van die ander jong seuns van julle ouderdom? Julle sal maak dat die koning my kop eis. Ja, dis hy. Daniël sê toe vir die oppasser, wat die toesighouer oor die paleisamptenaar oor hom, Daniël en ook Hanania, Misael, Asaria aangestel het. Toets asseblief u dienaar 10 dae lank. Hulle moet vir ons van die groente gee, sodat ons dit eet en water, sodat ons dit drink. Laat dan in die teenwoordigheid ons voorkoms en die voorkoms van die ander jong seuns wat die koning se kos eet, nagegaan word. Handel dan met u dienaar volgens wat u sien. Daniël het iets geweet hierso. Hy was regtig 'n slim jong man. As hy hierdie plan van hom nie werk nie, gaan hulle hierdie ou wat toesig hou oor hom se kop eis. Hy sê dit baie duidelik daar. Maar Daniël doen 'n wonderlike ding. Hy besluit om nie ten koste van hierdie man wat oor hom aangestel is, iets te doen nie. Hy gee 'n toets.
Hy besluit om te sê, maar ek sal 'n punt bewys, maar nie ten koste van jou nie. Kom ons dink aan onsself. Baie keer is ons ook geneig om 'n punt te probeer wys, maar ten koste van iemand. Maar Daniël is saam met God. En hy bewys 'n punt sonder om hierdie man se kop te eis, want dit is wat met hom sou gebeur het. Vers 14. Hy het toe na hulle geluister wat hierdie saak betref, en hulle het 10 dae lank getoets. Aan die einde van die 10 dae was hulle voorkoms beter, en het hulle liggaam voller vertoon, as al die jong seuns wat in die koning se kos bly eet het. Die oppasser het toe hulle kos en wyn wat hulle moes drink weggeneem, en vir hulle groente bly gee. Vers 17. En hierdie jong seuns, hulle 4, aan hulle het God oordeelsvermoë gegee, en ook insig in allerlei geskrifte, en wysheid. Daniël kon alle visioene en drome begryp. Kinders, nou weet julle waarom moet julle julle groente eet. As jy wil deurkom op skool, nou sien julle waaroor gaan dit. Daar's 'n goeie rede hoekom jy dit moet eet. Daai broccoli en Brussels sprouts en boontjies is nie verniet op die tafel nie. Hoopelik is daar vanmiddag van hulle. Maar dit is hoe dit gewerk het. Nee, dis nie so eenvoudig nie. Dit het gegaan hier oor 'n keuse. Jy gaan nog steeds moet leer vir daai toets. Groente gaan nie werk nie. Maar die punt hierso is, God het agter die skerms gewerk in alles wat moeilik was. En die wonderlike ding van alles is dat die Here iets gegee het vir Daniël hulle. 'n spesiale vermoë, 'n kennis, 'n insig. Onthou, toe ons in die begin gelees het, was daar sekere eienskappe wat hierdie jong mense moes gehad het. En van hulle was om 'n nuwe skrif en 'n nuwe taal aan te leer, van dit was om insig te hê. So hulle het iets nodig gehad om aan die lewe te bly. Want as hulle dit kry nie, het die koning geen werk vir hulle nie, en dan gaan hulle hom net kos, want hy gaan hulle moet voer. Nee. Die Here het gesorg dat Daniël kry wat hy nodig het om aan die lewe te bly. Kom ons gaan aan, vers 18. Aan die einde van die tydperk, wat die koning bepaal het dat hulle ingebring moes word, het die toesighouer oor die paleisamptenare hulle voor Nebukadneser gebring. Die koning het met hulle gepraat, en onder hulle almal is daar niemand gevind soos Daniël, Hanania, Misael en Asaria nie. Hulle het by die koning in diens getree. En in verband met die enige saak wat wysheid en insig geverg het, waarvoor hulle koning hulle uitgevra het, het hulle hul 10 maal beter gevind as al die waarsêr priesters en golaars in sy hele koninkryk. Daniël was daar tot aan die einde van die regeringsjaar van koning Kores. Daniël het gekry wat hy nodig het, en sy vriende. In 'n slegte plek het die Here gesorg dat dinge vir hulle moet gebeur. En dis waaroor dit gaan. Hier is 3 gedeeltes vanoggend waar die Here ingetree het. As ons na hierdie gedeelte kyk in hierdie hele hoofstuk, vers 2, het die Here sy belofte nagekom en hy het gesê, ek gaan julle oorgee. En as jy nou vers 2 lees, dan lyk dit vir jou regtig, die Here het sy rug op Daniël hulle gedraai, op hierdie volk, die Judeërs wat in Jerusalem bly, en hy het hulle net so gelos. Maar dan het hy altyd 'n belofte gehad, en jy kan maar gaan lees in die profesie van herstel. En ek en jy weet vandag, daar het herstel gekom. En al die herstel is Jesus Christus. En dan verder as ons gaan vers 9. Die Here het vir Daniël veilig gehou. Al word Daniël van sy identiteit gestroop, die Here het gesorg dat hy veilig is. Nou ek en jy sou baie graag, as ons nou 'n fliek van hierdie ding wou gemaak het, wou seker gemaak het, alles moet perfek uitwerk, Daniël moet niks oorkom nie, maar hy's deur al hierdie dinge, en God was nog steeds betrokke. In vers 17 het gekom, en die Here het vir hom guns gegee by die mense. En na 3 jaar is Daniël op 'n beter plek as die ander. Het is ongelooflik hoe die Here hom nie alleen gelos is nie.
En alles wat hy deurgemaak het, was God agter die skerms. Besig om hierdie man se lewe in 'n rigting te sit. Ek en jy is besig met baie dinge. Ek en jy weet partykeer waarheen ons op pad is, en ander kere het ons ook nie 'n idee waarheen ons op pad is nie. En as tye wat ek en jy voel, maar waar is die Here nou eintlik besig? Maar as jy eerlik vanoggend is en jy kyk so 'n bietjie terug in jou lewe, dan sê ek seker jy gaan sien, maar daar het sekere dinge in mekaar gepas. Ek weet nie mooi hoe dit gewerk het nie. God was besig agter die skerms. Hy sal jou nooit alleen los nie. Die vraag is vanoggend, en dit is 'n vraag vir my en vir jou is, ek gaan die Engelse woord gebruik, het ek en jy die guts om in hierdie moeilike tyd, waar sekere dinge met jou gebeur, kan opstaan vir dit wat reg is? Want dis die moeilike ene. As alles goed gaan, is dit maklik. Maar as alles moeilik gaan, en ek bedoel, dink jouself en ek en jy wil nie deurmaak wat Daniël deurgemaak het nie. Hoegenaamd nie. Jy kan die hele boek Daniël gaan lees. Daniël aan die einde van die dag het nooit teruggekom in Jerusalem nie. Sy hele lewe lank in 'n vreemde land. Dink jouself in. Jy is 13 jaar oud. Jy word uit Suid-Afrika uitgevat na 'n land toe waar alles vreemd is. En jy moet net daar lewe. Niks anders bly oor nie. En dan moet jy 'n keuse maak. En ek en jy moet 'n keuse maak, want God is soveel keer agter die skerms besig om dinge vir my en jou uit te sorteer en geleenthede te skep. En daarom hoef ons nie bang te wees nie, want die Here is besig agter die skerms. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons besef vanoggend dat ons uitdagings sal hê altyd in die lewe. Ons besef vanoggend dat ons paaie stap soos Daniël. Ons besef vandag dat ons uitdagings in ons persoonlike lewens het. Maar ons kom voor U vanoggend en ons gebed is, hou ons vas. Maak ons oë oop, Here, dat ons kan sien, maar waar is U besig agter die skerms? Heilige Gees, maak ons rustig om op 'n plek te kom en te besef, ons is nie alleen nie. U is saam met ons. Ons wil U dank, Here, vir die gemoedsrus wat U ons gee. Uit die skrif uit vanoggend om te sien, maar U los nie mense alleen wat kies om U te dien nie. Amen.